Môre. Dis 6 Mei vandag en ek wil jou iets vertel wat ek eers later in my geloofslewe ontdek het. Nie in 'n kerk nie, nie in 'n boek nie, in my eie worstel. Ek het geglo soos baie van ons dat as ek net goed genoeg lewe, as ek hard genoeg probeer, as ek God net wys ek's ernstig genoeg, dan sal God my aanvaar en dan sal ek gered wees. Dan sal ek waardig wees. Maar weet jy wat? Dis presies die teenoorgestelde van die evangelie. In Galasiërs 3 vers 3 sê Paulus: Is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Hy sê, julle het begin in genade, maar nou probeer jy julle self klaarmaak. Jy probeer met pligte bereik wat jy reeds in liefde ontvang het. Ek was daar. Jy dalk ook. Dan sê Romeine 3 vers 20: Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Die wet wys jou net hoe stikkend jy is, maar dit red jou nie. Dis soos 'n spieël, dit wys jy's vuil, maar dit maak jou nie skoon nie. En dan kom dit duidelik in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 uit. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Genade, nie prestasie nie, nie pogings nie, nie kry punte by God nie, hy gee dit gratis. Het jy geweet, God se liefde word nie verdien nie, dit word geskenk. Goeie werke kan hom nie beïndruk nie. Jy hoef nie reg te wees om aanvaar te wees nie. Jy word reg gemaak omdat jy aanvaar is. In die oorspronklike Griekse teks is daar 'n woord charis. Dit beteken genade, onverdiende guns. Dis die woord wat Paulus gebruik het wanneer hy sê, uit charis is jy gered. Jy hoef dit nie te verdien nie. Jy mag dit net glo en ontvang. En ek wil jou vra vandag, probeer jy nog om God se liefde te verdien? Of rus jy al in wat hy klaar vir jou gedoen het? Het jy al vir hom gesê, ek gee oor Here, ek neem u genade aan. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek's moeg om te probeer goed genoeg wees. Ek kies net u genade. Ek gee my eie werke prys. Dankie dat jy my roep, nie as 'n werknemer nie, maar as u kind. In Jesus naam. Amen. En dalk sê jy vandag saam met my, ek is gered deur charis, nie deur my pogings nie. Ek leef nie vir aanvaarding nie, ek leef uit aanvaarding. God se liefde is nie 'n prys nie, dit's 'n geskenk. En onthou, dalk is jy die Bybel wat iemand anders vandag moet ontmoet. Ek is bly jy's hier, bly altyd naby.